Hallo maats, dit is veel lekker om julle weer te ontmoet vir 'n Piekspelly preek en ek hoop dat julle vandag sommer iets moois en kosbaars gaan leer wat vir julle ook baie gaan beteken. Weet julle, die afgelope week terwyl ek so hier in die tuin besig is, toe kom ek op hierdie klip af. En ek het hom nou mooi gaan was en skoon gemaak. Ek wonder of julle 'n idee het wat mens met 'n klip soos hierdie kan doen. Dink 'n bietjie. Wat sal mens met 'n klip soos hierdie doen? Ja, ek stem saam. Mens kan waarskynlik op hom sit. Jy weet, dat jy vir jou agtersteewe so 'n bietjie 'n rusplekkie kry. Jy kan dalk op hom staan. En dan kan jy weet 'n bietjie verder sien. Maar ek wonder of julle geweet het, nee, dat klippe in die ou tyd, baie jare gelede, gebruik was in die proses van klere was, om goed te was. Kan julle dit glo? Hou vas, ek gaan julle meer vertel. Nou ja maats, soos ek gesê het, in die antieke tyd, baie jare gelede, het mense klippe gebruik soos hierdie, om klere te was, glo dit of nie? Gewoonlik het hulle dit by riviere gaan was, of in die spruitjie, naby hulle huise, en dan het hulle die klere gewoonlik bo op die klip gesprei, en dan stokke of houtitems gebruik, om hierdie goed skoon te skuur en te krap, met die water wat dan daar bo oorvloei uit die rivier uit. So het hulle dit nou gehad. Later van jare, toe seep bygekom het hulle dit natuurlik met seep gesmeer, en toe borsels bygekom het hulle natuurlik met borsels en ander goeders, het hulle die klere en die wasgoed so op 'n wasklip gewas. Soos wat die tyd aangestap het mense klippe gemaal tot fyn klippies, en dit met sement natuurlik gemeng, en daarmee sulke wasstene gemaak. Vandag nog word dit gebruik in lande soos Indië, waar die mense baie graag, of omdat hulle nie anders keuse het nie, hulle klere in riviere moet was op sulke plat wasstene. Dis sulke groot vierkantige wasstene wat hulle so neersit. Hier's 'n prentjie vir julle wat julle sommer kan sien hoe dit presies gelyk het. Nou vir julle wat tieners is, ek weet nie of julle dit weet nie, maar daardie nice funky mode jeans wat julle dra, jy weet wat so wit is, wat so geblyk is met strepe, of partykeer is die hele jeans sommer so wit geblyk. Dit word gedoen deur klippe deel te maak van die wasproses. Wanneer hulle dit in groot masjiene gooi, die fabrieke wat daardie denims moet blyk, en die klippe haal van die kleur uit die denims uit, dat jy so fancy en in die mode kan lyk, soos wat jy graag doen. Op 'n heel ander noot, maats, was daar natuurlik die gebruik van klippe om goed te bou, né? Ek meen, klippe soos hierdie is baie keer en word vandag nog gebruik op plase om saam met sement byvoorbeeld kraalmure te bou. In die verlede het hulle sonder sement dit net gepak bo op mekaar, al die klippe. En toe sement bygekom het, toe begin hulle om mure te bou, om byvoorbeeld die beeste in 'n kraal binne te hou. Maar dit word ook gewoonweg in sommige huise gebruik vandag, of om mure om erwe te bou, met klippe soos hierdie. Interessant, né? Nou kom ek lees vir julle 'n stukkie saam uit die boek van Petrus. Dan hoor ons, wat skryf Petrus hier in 1 Petrus 2 oor hierdie gedeelte, en wat hy sê oor klippe. Luister mooi. Hy sê, raak ontslae van die verkeerde dinge in julle lewe. Moenie iets lelik agter iemand se rug doen nie. Moenie jaloers wees of skinder nie. En dan 'n bietjie verder aan skryf Petrus die volgende. Hy sê, julle moet na Jesus toe kom. Dit is soos 'n huis wat gebou word. Jesus kan vergelyk word met 'n baie belangrike steen. En dan skryf hy nakies, behalwe dat hy, Jesus, lewe. Mense wou nie daardie steen hê nie. God het egter daardie steen spesiaal uitgekies. Hy het die steen op die beste plek in die huis ingebou. Julle moet ook sulke goeie, lewende stene wees. God sal julle dan in sy geestelike huis kan inbou. Dit beteken dat julle die Here met julle hele hart moet dien, en so
kan God ander mense deur julle help. Dis sommer uit 1 Petrus 2 hier uit die Bybel, @kinders.co.za. Maats, wat leer ons vandag? Ons het gehoor dat klippe of stene gebruik was in die antieke tyd om klere te was. En nou kom sê Petrus, soos wat die mense klere gewas het op 'n wassteen, so behoort ek en jy ons harte te was, dat ons hart 'n lewende steen kan wees. Waarvan moet ons harte was? Van goed soos jaloers wees, van kwaad praat, as jy lelik praat van jou maatjies, of jou boetie of sissie, of wie dit ook al mag wees, miskien 'n meneer of 'n juffrou by die skool, dan moet jy dit los, jy moet ophou om so lelik te wees. Aan die ander kant kom sê ons vandag vir mekaar dat klippe of stene gebruik was om te bou. En so nooi die Here my en jou om met ons harte eintlik, die Here toe te laat om van ons hart 'n bousteen te maak. Dat in ons harte ons met elke teksvers, elke kategese les, elke Bybelstorie wat pa of ma vir jou lees of jy by die skool hoor, dat deur al daai goed ons harte laat opbou as lewende stene om die Here te dien. Dan word ons 'n goeie getuienis vir mense rondom ons van wie Jesus is en van wat hy vir ons gedoen en beteken het. Maats, mag die Heilige Gees jou help om in hierdie week versigtig te wees met wat jy sê en wat jy dink van mense, dat jy jou hart sal skoon was en dat jy die Here sal toelaat om op elke manier moontlik jou hart te laat opbou as 'n geestelike steen in sy geestelike huis. Kom ons bid, dan vra ons vir hom om ons te help. Hemelse Vader, ons het geleer vandag dat klippe of stene in die ou tyd gebruik was om te was, klere te was. Wil U asseblief ons harte kom skoon was deur U Gees. Dat U deur die Heilige Gees ons sal help om ons gedagtes skoon te maak en dat ons woorde sal reinig en ons woorde sal tel, dat ons nie jaloers sal wees in ons harte en in ons gedagtes nie en lelike dinge sal praat van mense om ons nie. Here, gebruik elke teksvers en elke stukkie van die Bybel om ook ons harte te vorm as lewende stene vir 'n geestelike huis waarin U kan woon en deur verheerlik kan word. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Maats, dit was baie lekker om saam met julle te kuier vandag en ek hoop en vertrou dat hierdie boodskap van die steen, van die klip, dat dit by julle sal bly. So gaan soek vir jou 'n klip en sit hom miskien daar in jou kamer neer, hy hoef nie so groot te wees nie, op jou lesenaar en elke keer wanneer jy hom sien, dan herinner dit jou aan die boodskap van Petrus, dat ons lewende stene moet wees tot God se eer. Tot volgende week. Sterkte en totsiens.